Weet jy nie dat die Here is besig om in dieselfde krisis met jou op pad te stap, om jou geloof te bou en jou verhouding af te rond, om jou dieper insig te gee wie en wat die Here is. Maar as jy ander kant deur is, dan lig die Here die juk en hy laat jou vrykom. When you are prayerless, you are defenseless. En ek wil jy moet dit bewus raak dat wanneer jy iets release in die atmosfeer, dit moet ontplof. Hartlike goeienaand, Pastor Swarts van TTW Bediening aan die kant van Atlantis. Weer eens groet ons hier in die wonderlike naam van ons koning, Jesus Christus, een wat red, een wat verlos, en die een wat ons bevry. Wat 'n voorreg om vanaand hierdie podium en platform te deel, saam met almal daar buite, en baie dankie aan elke borg, wat natuurlik hierdie program borg. Ons waardeer julle uit die diepte van ons harte uit, en mag die Here 'n oorvloedige seën op elke akker van u uitstort, en dat u die goedheid en die guns van die Here sal geniet in alles wat u sal doen. Ek wil vanaand praat oor die krag van die waarheid. Ja, jy het my gehoor, die krag van die waarheid. Jy weet, baie keer dan hoor ons die woord wat natuurlik na ons toe kom, dat 'n mens moet die waarheid praat, maar vanaand wil ons kyk na die woord en in die diepte van God se woord delg aangaande die voordele van die waarheid. Jy het my reg gehoor, die voordele van die waarheid. Ons gaan vanaand lees in die boek van Johannes 8 vanaf vers 32. Johannes hoofstuk 8 vanaf vers 32. Die geskrewe sê so, terwyl Johannes het parafeer, hy sê, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Vader, sien die woord. Vader, heilig my met u kosbare bloed, Here. Salf my met die Heilige Gees, dat die woorde van my mond effektief sal wees, om het oor te dra, en die wat daarna luister, met volle begrip en insig, sal verstaan wat die Gees van die Here aan die gemeenskap en gemeente wil sê. In Jesus naam, amen. Ek lees hierdie gedeelte en iets dinamies kom onder my aandag, dat ons verstaan nie altyd deur die krag van die waarheid nie. En weet jy wat, die Bybel sê, die dag toe die Here vir Israel afvaardig, en hulle uit alle stamtaal en nasies kies, dat hulle sy volk sou word, was dit daardie volk wat die Here gevat het deur alle smeltkroese. En ons, wat die toeskouers was, as heidense volke, het gevra, God dan nie behaan hierdie mense nie, want dis deur die een ramp na die ander ramp, deur die een ballingskap na die ander ballingskap, vat God hierdie mense. Maar weet jy wat, in die tyd en in die fase, en in die tydvlak van die fase van ballingskap, was God betrokke elke minuut met hulle. En daar was 'n rede, omdat die Here weet natuurlik, dat die mens, die human race, en die mens in die aarde, is 'n feilbare wese, en hy's vatbaar vir sonde en ongeregtigheid. En weet jy wat gebeur toe, dat die Here Jesus, dat die Vader homself kies hierdie volk, maar hy stuur hulle deur verskillende fases, verskillende beproewinge, verskillende lydinge, en hulle het hier deurgegaan. Maar op die einde van die dag, was dit God se manier, en God se plan om hierdie volk, vir sy naam en vir sy eer te suiwer en te heilig, om een dag in die aarde, vir die wêreld 'n toeskouer sal word, om vir hulle te lei, en God se heerlikheid deur hulle aan die wêreld te laat reflekteer. Ek aanskou ook, dat baie keer gebeur dit in ons tydvlak, veral mamma, u wat sit en kyk vanaand na hierdie program, Vader, u wat kyk na hierdie program, jongman, jy mag dalk in 'n krisis wees, dit voel jou, jy's uit die een lyding uit in die ander lyding in, daar is iemand wat sit in krankheid vasgekeer,
en jy's te bang ook dat die mense moet weet, want volgens jou is dit skande. Maar ek sê vir u, en u is by die een lyding, in die ander lyding, uit die een beproewing, in die ander beproewing. En as ons deur die vure gaan, dan het ons altyd die norme om te sê dat God dink nie aan ons nie, of ons bevraagteken God op verskillende maniere wanneer ons deur krisisse en rampe moet werk. En dan vra ons in die midde van ons stryd en ons krisis, waar is die Here? Maar kom ek sê vir jy my vriend, God het jou nog nooit begewe en het jou nog nooit verlaat nie. Was dit nie juist hierdie woorde wat hy aan die profeet Jesaja gesê het, toe sy volk in die midde van die krisis was nie, toe terwyl hulle in beproewing was nie, het hy nie hierdie woorde gesê, terwyl hulle in ballingskap was nie, toe gee hulle hierdie belofte, ek sal julle nooit begewe, en ek sal julle nooit verlaat nie. Ek is 'n ewige God, en my liefde vir julle is tot in ewigheid. En weet jy wat? Hulle het gedink dat God het van hulle vergeet. Hulle het gesê dat daar is nie God nie. Maar weet jy, in hulle pyn het God homself verheerlik. Want was dit nie vir die krisis nie, was dit nie vir die rampe nie, het daar geen afronding in hulle karakter plaasgevind nie. En baie keer, mama, moet die Here jou deur die stryd neem. Baie keer moet die Here jou deur die vure vat. En as jy deur die vuur gaan, dan moet jy bewus raak dat God het jou nie afgeskryf nie. Daar die vuur wat so brand in jou lewe, wat nie tot bedaring kom nie. Dat is moet vir jou 'n teken wees en die sterkste motivering dat ek het iets met God te doen. Ek wil terugkeer tot dit, my liewe vriend. Ja, jy het my mooi gehoor. Jy het iets met God te doen. Waarom sal God my dan deur die vuur sit, pastoor? Omdat die Here weet, as jy in 'n comfort zone is, sal niks die potensiaal wat God in jou geplaas het, kan uithaal en na vore bring nie. En baie keer kos het vir ons om deur 'n vuur te gaan. Hulle sê wanneer goud gesuiwer word, my liewe vriend, dan word hy deur die hoogste temperature gestuur, sodat die stof van die goud geskei kan word. En wat die Here besig is, om al die stofdeeltjies, wat daar in jou lewe is, wat juis in die pad staan, dat God jou kan sien, wat juis in die pad staan, dat jou gebede beantwoord word. Nee, God is nie 'n God wat nie antwoord nie. Jy bid nog, lyk dit my, dat die stryd raak nou ewiger. As die stryd ewiger raak, dan is dit 'n teken dat die furnace is nou op sy beste, perfectste temperatuur om die proses van suiwering in jou lewe te laat plaasvind. Maar pastoor, waar pas die waarheid in dit? Kom ons kom terug. As hulle nie deur hierdie vrese gegaan het, en deur hierdie angstige oomblikke, en hierdie benoude ure wat hulle beleef het nie, sou hulle nooit die produk kon raak, wat hulle moes raak in die teenswoordigheid van die Here nie. En nou wil ek vir jy vanaand sê, die krag van die waarheid het hierdie vure nodig gehad. Die krag van die waarheid het hierdie beproewinge nodig gehad. Die krag van die waarheid het hierdie diepe afrondings, 'n proses in hulle lewe, het dit nodig gehad. Onthou, as 'n mens 'n olyf kyk, sal jy nooit kan dink dat uit 'n olyfsolie gebaar kan word nie. Maar wanneer daardie olyf onder druk gaan, en hy kom deur die parsmasjien, dit is die tyd wanneer daardie olyf sy olie gee aan die mark. Ek wil sê, baie keer het ek in u nodig 'n druk van die wêreld af, of uit 'n oord uit, maar dan is dit nie gegee, of bedoel, dat dit vir jou moet kras en vernietig nie. Daardie druk is maar net besig, om daardie kwaliteit, daardie diepte wat God in jou gesit het, om dit na vore te bring. My liewe vriend, die Bybel sê in die boek van Jesaja, as ons daar gaan lees in die boek van Jesaja, en ek wil hê saam met my lees, net om het te bevestig, vir die druk waardeur jy werk, kan ons sien in die boek van Jesaja, wat sê die woord van die Here, Jesaja 66 vers 2, hy sê, ek let op hom, wat arm is en verslaaf van gees,
en wat bewe vir my woord. Hoe het God hulle gebring daar? Hulle moes deur die vure gaan, sodat hulle kon begin te 'n angs kry vir God se woord. Wanneer God 'n woord spreek, dan moet hulle bewus raak. En daardie angste bring hulle in hulle se ronding, dat hulle suiwer voor God staan. Maar weet jy wat sê die woord van die Here? Hy het verder gegaan. God het verder gegaan. En terwyl God hulle klaar deur die smeltkroes geneem het, kom die Here, en die Here sit sy hand op hulle skouer as 'n volk, en hy sê hierdie woorde, want hy het gesê, hulle is tog my volk, kinders wat nie sal lieg nie. So met ander woorde, al die rampe, en al die smeltkroes, en al die moeilike oomblikke, het hulle besef, en het hulle tot bewing gebring, dat hulle moet eerlik voor God staan. En nou spog God met sy volk. En hy sê, nou is die tyd en die oomblik om gereed te wees, dat ek die Here vir julle gaan seën. Hoor net gou mooi hier, wat sê, hy sê, want hy het gesê, hulle is tog my kinders, my volk, kinders wat nie sal lieg nie. So het hy dan vir hulle 'n heiland geword. Kom ons kyk gou na die woord van die Here in die boek van Johannes 1:17. Die Bybel sê daar, hy sê die wet het deur Moses gekom, maar die waarheid, ons was by die waarheid my volk, die waarheid en die genade het deur Jesus Christus gekom. En hier kom ons by Johannes 8:32 en Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En dan gaan ons verder, dan kan ons sien in die boek van Johannes 14 vers 6, waar hierdie eerste Johannes, hoofstuk 5 vers 12, wat hy sê, hy wat die seun het die lewe, hy wat die seun het nie die lewe nie. So as jy nie Christus in jou lewe het nie, moet jy een ding onthou, dat die waarheid ontbreek in jou lewe. En weet jy, die krag van die waarheid is so dynamies. Die Vader sê, terwyl hy sê, hulle is nou my volk, hulle sal nie lieg, hulle sal nie lieg. Want ek het 'n pad met die mense gestap. Ek het hulle gebring op 'n plek, waar hulle gees gereinig en gesuiwer word, dat hulle in die waarheid sal staan, en hulle sal nie lieg. 'n Jood sal sondig, maar hy sal altyd die waarheid, sal hy voor jou praat. En weet jy wat? Die Here gee vir hulle belofte, hy sê, daarom sal ek vir hulle 'n heiland wees. En baie keer besef ons nie die diepte van, wanneer die Here sê, ek sal vir hulle 'n heiland wees nie. Om 'n heiland te wees is om iemand te kan verlos. Om 'n heiland vir iemand te wees is om vir iemand te bevry. En ek dink baas, mense daar buite, wat onskuldig in dwelms hulle lewe toegewy het. Daar is mense wat sit vandag, hulle was baie mooi toe hulle ingaan in hierdie dwelmwêreld. Vandag lyk hy soos 'n stuk karkas, soos die dwelms sy hele vlees opgevreet het in sy binneste. En ek sê vandag vir u, dis vir daardie mense wat die Here sê, ek wil vir jou 'n heiland wees. Maar weet jy, waar is ons nog as mens? Ek is hier op die plek waar ek die waarheid wil praat en die waarheid wil openbaar erken nie. Ek bly duck and dive. Ek bly in die plek van die waarheid en nog 'n ander storie vertel. In plaas van stap na vore, want as jy die waarheid praat, dan maak jy die deur oop vir jou en vir jou hele nasaad, om natuurlik deur die heiland ontmoet te word. Maar as jy nie die waarheid kan praat nie, hou jy die deur toe vir die heiland, en die bose is boebaas in jou huis. Daarom kan dinge nie beter raak vir jou nie, want daar is 'n ander baas wat in jou huis is, en die krag van hy baas se donker te manifesteer in jou huis. Dit is die een ongeluk op die ander ongeluk wat jou tref, want dit is sy werke. Die Bybel sê in die boek van Johannes 10 vers 10, die dief het gekom om te steel, te slag, te verwoes en te vernietig, maar die seun, wat ons gesê in die boek van Johannes 1:17, die wet het deur Moses gekom, maar die genade en die waarheid het deur Jesus, maar die seun van die mens het gekom om vir ons lewe in oorvloed te gee. Jesus staan slaggereed. Het my mooi gehoor, Jesus staan slaggereed
om die daad en die wonderwerk vir ek en u te doen. My groot pleidooi vanaand is ons bereid om oor te beweeg in die waarheid. Daar is so baie druk op ons, so baie ramp het ons getref. Hy ramp het nie vir jou verniet getref nie, hy ramp het vir jou getref, dat jy moet bewus raak, dat God doen besoeking in jou midde, en hy is so naby by jou. En as hy gesê het vir Israel, hy sê, ek sou nie begewe en jou verlaat nie, dan sê die Here dit vanaand vir jou ook, in die tyd van jou pyn, in die tyd van jou rampe, is ek by jou, ek het jou nog nooit begewe of verlaat nie. Jy kan en wil my net nie raak sien nie. Ek lees in die boek van Johannes 14:6, hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. En dit is wat Jesus vir ons nalaat. Hy sê, as jy my aanneem, het ek die vermoë om die deur oop te maak, om jou aan die Vader voor te stel. En weet jy watter type krag is dit? Want as hy sê, hy sal vir ons heiland wees, as ons nie lieg nie, dan moet jy een ding weet, dan is verlossing jou porsie. En die rede waarom baie mense nog in hulle se plek van pyn en seer sit, ek weet nie in watter plek van gevangenskap is jy vandag nie, maar die Bybel sê die waarheid sal jou vry maak. En baie mense is nog in gevangenis van krankheid. Soveel mense worstel vandag, terwyl ek hier praat, terwyl ek vanaand met u praat, is daar mense in die hospitale, wat beklei vir hulle lewens. En hulle genesing is net 'n belydenis weg. Soveel mense is vasgekeer in die tronk van finansiële probleme en omstandighede. Jou belydenis is net, jou deurbraak is net 'n belydenis weg. Baie sit vanaand met depressie, baie sit vanaand met 'n karakter waar hy nie kan vergewe nie. En baie sit vanaand met die gesindheid dat hy nie kan versoen nie. Jou deurbraak is net 'n belydenis weg. Ek wil afsluit vanaand, ek wil na my punt toe kom vanaand. Hy sê in die boek van Jesaja 63 vers 8, hy sê, hy wat nie lieg nie, sal die manifestasie van die heiland ervaar. As hy gesê het, hy is 'n verlosser, dan sal jy die krag van verlossing ervaar. As hy gesê dat hy is 'n heiland, beteken dit ook hy is 'n bevryder. Hy sal jou bevry uit enige omstandighede uit. Selfs wanneer jy ook verdruk word deur een of ander bron, dan sal die Here instap. Ons kan kyk, soveel mense het vir Israel verdruk, maar omdat hulle nie gelieg het nie, het die Here elke keer in die midde gekom en aan hulle bewys dat hy 'n heiland vir hulle. Als 'n tyd wat Israel niks gehad het, het leeg ingekom in Egipte. Terwyl hy leeg ingaan in Egipte in, het hulle gebly by die waarheid, en hulle het geglo aan die waarheid, en hulle het geverwag die profesie om in vervulling te kom, want hulle het gesê, daai is die waarheid, en hulle het geleef op na die verwagtinge van die profesie, want die profesie het die waarheid geëis van die Israeliete af, en daarom het hulle onder hoë druk, moes hulle die waarheid bly hou in die laar van die Egiptenaars. En terwyl hulle die waarheid onderhou in die laar, in beproewing onderdruk, in die laar van die Egiptenaars, het die Here as 'n heiland ingekom, en het Moses opgerig, en het vir Moses ingestuur. Leeg het hulle ingekom, en die dag toe God hulle uitlei, toe lei die Here vir hulle met 'n onskatbare rykdom uit, want goud en silwer het hulle binne in die woestyn nie ontbreek nie. Ek wil vanaand vir iemand sê, dat wanneer ons kan kom op die plek om die waarheid te praat, sal God in die midde van jou krisis, al sit jy vandag en vanaand sonder kos en sonder 'n sent in jou beursie, as jy kom op die plek om die waarheid te praat, dan sal God vir jou deurkom, en die Here sal kopergrendels vir jou breek, en vir jou nuwe deure oopmaak, en goud en silwer sal jou huis en jou lewe nie ontbreek nie. Wat beteken om 'n heiland te hê? 'n Heiland beteken ook
om die manifestasie van restaurasie te ervaar. Wanneer die vyand van jou so geberoof het, in die tyd wat jy in verdrukking was, in die tyd wat jy in beproewing is, laat God toe, soos hy by Job toegelaat het, kom vat dit, kom vat die, maar sy siel behoort aan my. Die Here was net besig om vir Job op 'n ander vlak te bring, sodat hy totaal in geheel hom kan oorgee aan die waarheid. Toe Job hom oorgee aan die waarheid, die Bybel sê, sy einde was beter as sy begin. So, as jy goed gedoen het dalk in die lewe, en jy het ergens in die pad byster geraak, en jy het begin te leuns vertel en alles, het kos jou net om weer die waarheid te praat, en die Here gee belofte vanaand aan iemand daar buite, om te sê, dat jou einde sal beter wees as jou begin. Glo my, jou einde sal beter wees as jou begin. Nou pastoor, waar begin ek? Hoe doen ek die ding? Ek wil vanaand vir jou begelei. Die krag van belydenis. As 'n mens kom op die plek om 'n belydenis te doen, dan kom jy op 'n plek om die waarheid te erken. En as jy die waarheid erken het, sê die woord van die Here in die boek van Johannes 8 vers 32, die waarheid sal julle ken en die waarheid sal julle vrymaak. Die woordjie vrymaak is nie net sommer 'n goedkoop woordjie nie. Die woordjie vrymaak sê dat jy word verlos uit die gevangenis van armoede. Jy word verlos uit die gevangenis van krankheid. Jy word verlos uit die gevangenis van depressie. Jy word verlos uit die gevangenis uit van bitterheid. Jy word verlos uit die gevangenis van onversoenlikheid. Jy word verlos uit die gevangenis om nie te kan vergewe. Wie wil nou nog in sulke vuil, onafgeronde houding, wat net uit die geboorte van Satan kan kom? Wie wil nog daar vertoef? Terwyl hier dan vandag 'n geleentheid is om 'n ontsnapping uit jou gevangenis te kry. Waarom wil jy uitstel tot môre? My liewe vriend, ek het gekom vanaand tot die laaste van hierdie boodskap. Die krag van die waarheid is, julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Jou beproewing waardeur jy gaan, is nie verniet nie, as wat God is besig om jou te suiwer, dat jy kan kom op die plek, en hy maak die deur oop, sodat jy die belydenis kan doen, hom kan ontvang in jou lewe as 'n heiland, omdat jy die waarheid gaan bely. En as jy die waarheid bely, dan maak God jou vry. Niemand kan jou oordeel nie, net die Here. En as jy vanaand gereed is, saam met my te bid, wil ek hê jy moet stil raak, net daar waar jy sit, en bid saam met my. En ons vertrou die Here vanaand, vir 'n bonatuurlike aanraking, en dat vanaand sal Jesus as heiland in jou lewe instap, om alles wat gebroken is, wat geberoof is, wat weggeneem is van jou, dat die Here dit vir jou terugbring, deur die manifestasie van die waarheid, en deur die manifestasie van hom as heiland. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir hulle wat vanaand luister. Dankie vir hulle wat vanaand kom. Dankie vir hulle wat vanaand besef, Here, ek wil bely. Ek wil U vra my te vergewe. Ek het vir baie mense leuns vertel. Ek het telke maal net die een leuen op die ander leuen. Vanaand wil ek eerlik en opreg. Ek wil vrykom, Here. Ek wil nie meer so voel soos ek voel nie. Want ek voel ver, Here. Ek voel verloor. Ek voel vanaand in 'n diepe put. Maar Here, ek wil bely, sodat U my uit hierdie groef uit kan optrek, uit hierdie put uit kan optrek, dat ek kan smaak en sien dat die Here goed is. Vader, daar is hulle wat daardie kreet het in hulle binneste. Wil U vanaand uit die hemel uit hoor hierdie gebed. Wil U vanaand vir hulle vrymaak deur die bloed van die lam. Wil U hulle vergewe op grond van die ware belydenis wat hulle doen vanaand voor U. En wil U hulle name opskryf in die boek van die lewe, en die genade deur op hulle lewe open, dat hulle die goedheid van U, deur die manifestasie van die heiland, sal benut en geniet, en U daardeur sal verheerlik. In Jesus naam, amen. My vriend, as jy vanaand hierdie gebed gedoen het, saam met my, glo, jou siel is gered, kom by Pinksterkerk uit, en ek weet daar, sal die Here toelaat,
dat jy gebou word tot op die produk waar die Here jou wil hê, om gebruik te word in hierdie nuwe Suid-Afrika. Die Here seën, tot volgende week. Totsiens. Weet jy nie dat die Here is besig om in dieselfde krisis met jou op pad te stap, om jou geloof te bou en jou verhouding af te rond, om jou dieper insig te gee wie en wat die Here is. Maar as jy ander kant deur is, dan lig die Here die juk en hy laat jou vrykom. When you are prayless, you are defenseless. En ek wil hê jy moet dit bewus raak dat wanneer jy iets release in die atmosfeer, dit moet ontplof.